U vind ons skriflesing vanoggend uit die welbekende gedeelte in Lukas hoofstuk 18. Lukas hoofstuk 18 en dan gaan ons hier saam lees vanaf die 9de vers. Lukas 18 vanaf vers 9. Die Here Jesus is besig om 'n gelykenis te vertel met die oog op sommige wat op hulle self vertrou. Kom ons lees vers 9. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid en die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het ook gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Ons lees dan net hierdie gedeelte uit die lieflike woord van die Here. My broeders en susters, hierdie 14de vers wat ons gelees het, sê dat hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste. En na aanleiding van hierdie woorde is dit duidelik dat daar onderskeid is tussen mense. Dat daar sommige mense is wat regverdig is en ander mense wat nie regverdig is nie. Ek wil met u praat oor die tema 7 soorte mense wat nie hemel toe gaan nie. Dit mag dalk vreemd op u oorval vanoggend, want gewoonlik wil ons mense aanmoedig om te sê, hoe lyk iemand wat hemel toe gaan? Vanoggend kyk ons na die ander kant van die munt, dat daar sommige mense is wat nie hemel toe sal gaan nie. Alhoewel God hulle wil red, alhoewel hy sy reddende genade uitgegee het en uitgestort het in Christus Jesus, is daar sommige mense wat nie 'n paspoort hemel toe het nie. Daar is sommige mense wat nie die nodige vereiste aan voldoen om deur die parelpoorte te loop nie. Ongelukkig is dit so, dat God alle mense wil red, maar hy kan sommige mense nie red nie, en hulle kan nie hemel toe gaan nie, omdat hulle nie op daardie plek in hulle lewe gekom het waar hulle die paspoort hemel toe ontvang het nie. Daar is sommige mense wat nooit die lowergroen gras van die hemel sal aanskou nie. Sommige mense wat nooit op die strate van goud sal loop nie, wat nie die rivier van die troon van God sal sien uitvloei, wat deur die hele stad beweeg nie. Daar is sommige mense wie se ore nooit die hemelkore sal hoor en die perfekte harmonie wat daarmee gesing word sal aanskou nie, wie se longe nie gevul sal word met die lig van die hemel nie. 7 soorte mense wat nie hemel toe gaan nie. En jy weet, as ons die woord van die Here bestudeer en ons sien dat sommige regverdig is en ander onregverdig is, dan bring dit my hart in beroering om hier aan te dink dat sommige van u familielede dalk van hierdie mense is wat nie hemel toe gaan nie. Dalk van u kollegas, mense wat u ken, wat nooit hemel toe sal gaan nie. En weet jy wat maak dit nog meer angswekkend? Is die realiteit dat daar dalk iemand vandag hier onder ons sit, wat nie hemel toe sal gaan nie. Wat as die Here Jesus na jou lewe kyk, ook moet sê, dat daardie een is nie geregverdig nie.
O, wat 'n verskriklike gedagte is dit, my broeders en susters, om hier aan te dink dat mense wat jy in hierdie lewe ken, jy hulle nooit weer in die lewe hierna sal sien nie. 'n Verskriklike gedagte, dat daar 2 op 1 bed sal wees en die een sal aangeneem word en die ander verlaat word. Dat 2 vroue sal saam maal, die een sal aangeneem word en die ander een verlaat word. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem word en die ander een sal verlaat word. Wat 'n verskriklike gedagte sal dit nie wees, om hieraan te dink dat mense wat in hierdie diens sit, dalk sy naam vandag nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Bring dit nie by u hierdie absolute erns en hierdie angs om te dink dat mense rondom jou verlore kan wees, dat hulle nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Dan sê ek weer, my broeders en susters, dis nie dat God hulle nie wil red nie, dis dat hulle nie kan red nie. Hoor mooi wat ek vanoggend vir u sê. Wie's hierdie mense wat God nie kan red nie? Hy wil hulle red, maar hy kan hulle nie red nie. Die heel eerste een is hy wat op homself vertrou. God wil hom red, maar hy kan hom nie red vir so lank as wat hy op homself vertrou om hemel toe te gaan. Lukas 18 vers 9, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is, hierdie gelykenis vertel. Sou jy nou Romeine hoofstuk 10 lees, die eerste verse wys ons daarop dat Israel verlore is en dat Paulus bid vir hulle redding. En dan sê hy die rede is, hulle het ywer sonder kennis. En dan as jy nou verder in Romeine 10 lees, dan sien jy die vrug van hulle onverstandigheid, is dat hulle eie geregtigheid oprig. Hulle bou hulle eie geregtigheid. Hulle reken op hulle self om hemel toe te gaan. My broeders en susters, God kan nie so 'n persoon red, wat op homself vertrou nie. Hy kan nie hemel toe gaan om homself die hemel in te kry nie. Gister luister ek na 'n kort videoetjie van die paus in Rome, wat vir 'n kindjie sê, die kind kom vra hom, sy pappa is 'n ateïs en is oorlede. En hy vra vir die paus, sal sy pappa in die hemel wees? Toe sê die paus ja, want hy was 'n goeie mens. Jy sien, hy lieg vir die mense deur die kruiswerk van die Here Jesus te verag, en jy kan nou maar 'n ateïs wees, sê hy, 'n godlonaar, solank jy net 'n goeie mens is, dan is die parelpoorte vir jou oop. Dis 'n leuen, my broeders en susters, uit die hel. Die kruis van die Here Jesus is dan verniet. Waarom het Jesus gesterf? As iemand wat hom dan kan loon, ook maar hemel toe gaan. Jy sien, jy kan nie op jouself vertrou en dink jy gaan daarom hemel toe nie. Dis 'n leuen. Dis 'n selfgeregverdige persoon wat dink hy kan maar net hemel toe gaan omdat hy 'n goeie mens is. Dis ver van die waarheid af. Daar gaan goeie mense ook in die hel wees. Moenie op jouself vertrou nie, sê Spreuke 3 vers 5. Maar vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op eie insig nie. Dis die waarheid van God se woord, my broeders en susters. Hierdie man wat ons van gelees het, het gedink hy is regverdig omdat hy nie so sleg soos die tollenaar is nie. Hy gee sy tiendes en hy vas. Hy is 'n goeie kerkmens. Maar uiteindelik is hy verlore. Want Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek gebruik maar die ou voorbeeld van die tannie wat sê, maar sy gaan hemel toe want sy's 'n goeie mens. Want sy het jare koeksusters vir die kerk by die kermis gebak. Nou my tannie, hoeveel dosyn koeksusters moes jy bak om vir jou 'n kaartjie hemel toe te kry? Jy sien, jy kan nie jou saligheid verdien deur jou hoedanighede nie. Dis uit die genade van God deur die geloof in Christus Jesus.
Maar die tweede is nie net hy wat op homself vertrou kan die hemel toe gaan nie, maar ook hy wat nie deur die regte deur wil ingaan nie. In Johannes 10 vers 9 lees ons, ek is die deur. En dan sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Die waarheid dat daar net een pad is en dit is deur Jesus Christus. Jy kan nie ander deure oopskop en dink daarom gaan jy hemel toe. Of soos mense sê, ag alle paaie lei nou maar uiteindelik na Rome toe nie. Nee my broeders en susters, as jy 'n Hindoe in Indië is en jy is nou maar opreg in jou geloof, dit maak nie jou salig met God nie, soos Joel Osteen vir die mense leer, as jy maar net opreg is. Of jy nou Jesus het of nie, jy moet nou maar net opreg wees. Dis ook 'n leuen uit die hel uit, om vir mense te sê, daar is ander deure, waardeur jy nou die saligheid kan beerwe. Dis net deur Jesus Christus, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun nie het nie die lewe nie, sê 1 Johannes 5 vers 12. In hom is die saligheid, want hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Daar is nie ander paadjies om die saligheid te beerwe nie. Jesus is die deur, en wie nie deur die deur gaan nie, is 'n dief en is 'n rower. Dis net Jesus wat vir 'n mens die saligheid kan gee. Sommige mense probeer die deur oopskop van hulle goeie hoedanighede, soos ons gesê het nou, dat hulle op hulle self vertrou. En nou maak hulle die deur oop van Bybel lees. Hulle dink as hulle nou genoeg Bybelstudie doen, dan is hulle nou Christene. So glo die professore op die universiteite ook. Jy weet, as hulle nou genoeg kennis het, as hulle nou genoeg die Bybel bestudeer het, dan maak dit hulle nou salig. Maak hulle nie salig nie. Johannes 5 vers 39 sê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Sommige dink omdat hulle belydenis van geloof afgelê het, dit maak nou dat hulle salig met God is, omdat hulle voor die kansel gestaan het. My broeders en susters, dan is daar nou nog diegene wat so vermetel is, om te dink dat die belydenis van geloof hulle dranklisensie is. So sê jong mense, want nou word hulle mos toegelaat tot die nagmaalstafel, en nou mag hulle ook van die wyn neem om te drink. Dit gee nou vir hulle dranklisensie. Dan later, dan vra jy vir hulle, hoekom het julle gered? Nee, want ek het mos belydenis van geloof afgelê, terwyl hy daar belydenis van geloof afgelê, met die lippe bely het, maar sy hart is ver van God af. Dit maak jou nie salig nie. Sommige mense dink deur die sakramente, as hulle nou net eers die sakramente onderhou. Sommige is gedoop toe hulle klein is, ander is gedoop toe hulle groot is, en hulle dink omdat hulle nou hierdie sakramente hou, nou is hulle salig met God, my broeders en susters. Sakramonies en sakramente kan jou nie red nie. Die munisipale water, of die swembadwater met die kloor in, waarin mense nou gedoop word, dit kan nie jou sondes afwas nie. En dan gaan jy hier in die rivier, so sommige mense nou doen, in die water daar waar die paddas swem, dit kan nie jou sondes afwas nie. Dis net die bloed van Jesus Christus, wat 'n mens kan reinig van alle ongeregtighede. Geen sakrament kan dit doen nie. Jy kry nou ander mense wat dink, jy weet, ek gaan nou hierdie deur oopmaak van net 'n nuwe blaadjie omslaan. Nou het hulle 'n nuwe blaadjie omgeslaan, nou dink hulle daarom is hulle salig met God. Jou minder sonde gaan jou ook nie red nie. Sommige mense dink nou, ag as ek nou net 'n bietjie minder sonde doen. Ag dominee weet, ek probeer so hard om nou minder sonde te doen. Sommige mense dink hulle ouderdom gaan hulle red. Jy sien, hulle dink as hulle nou eers ouer is, dan gaan die vlees aantrekkingskrag vir die wêreld bietjie minder word. Jy word nie salig net omdat jy ouer word nie. Het jy geweet dat dit moontlik om Jesus te bely, maar om hom nie te besit nie? Daar is 'n verskil tussen 'n kruisie om jou nek en 'n kruis in jou hart. Jy kan nie ander deure oopskop en dink daarom gaan jy hemel toe nie. Daar is net een weg. En dan die ander, my vriend, die derde een wat ek vir u wil noem,
in die 7 soorte mense wat nie hemel toe gaan nie. Ja, dit is hy wat op homself vertrou, en dit is hy wat nie deur die regte deur wil gaan nie, maar dit is ook hy wat nie wil erken dat hy verlore is nie. God wil hom red, maar hy kan hom nie red nie. Solank as wat daardie persoon nie wil erken, hy of sy is verlore nie, kan God hulle ook nie red nie. Want God red verlore mense. Hy red die wat erken en insien dat hulle 'n probleem het, en dat hulle in die sonde is, tot wie dit deurgedring het, dat hulle geskei is van die heerlikheid van God, dat ook hulle 'n probleem het, of jy nou die predikant, of die paus is, of die ouderling, of die diaken, of 'n goeie kerkmens, elke mens word in sonde ontvang en gebore, en daarom van nature kinders van die toorn en verlore, en geskei van die heerlikheid van God, en 'n mens kan alleen gered word, as jy dit insien en verstaan. By geleentheid vra ek vir mense wat lidmate wil word, het julle ooit tot bekering gekom? En hulle sê ja, hulle het tot bekering gekom. Ek vra wanneer het hulle tot bekering gekom, en hulle vertel vir my van 'n insident. En na die tyd toe vra ek vir hulle, nou sê gou vir my, voor daardie geleentheid wat jy tot bekering gekom het, sou jy hemel toe gegaan het of hel toe? Toe sê hulle, hemel toe. Toe sê ek, wel, dan kan jy nie gered wees nie. Want as jy nog nooit verstaan het dat jy verlore was nie, kan jy ook nie gered word nie. Hoekom het jy nodig om tot bekering te kom, as jy eintlik nog altyd op pad hemel toe is? Dit maak mos nie sin nie. Jy moet eers verstaan dat jy verlore is, dan kan God jou siel red. I once was blind, but now I see. I once was lost, but now am found. Dis die wat verlore is, en wat dit raak sien, en wat dit insien, dat God hulle kan red. O, my broeders en susters, dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, maar solank as wat 'n mens weier om te erken, dat hy of sy verlore is, kan God hulle nie red nie. Dis nie dat God nie die vermoë het nie. Dis net dat God nie jou agter jou nek gaan gryp, en jou red teen jou sin nie, as jy dan nie gered wil word nie, as jy dan nie verstaan dat jy verlore is nie. God gaan jou nie aan jou kraag en aan jou bel die hemel, die parelpoorte ingooi nie. Dis jy wat moet erken, maar ook ek het God nodig, want as jy nie insien dat jy hom nodig het nie, dan gaan jy ook nie insien dat hy jou kan red nie. Dis wanneer 'n mens erken, jy het 'n probleem, dat jy na die oplossing gaan soek. As jy nie wil erken jy siek nie, gaan jy nie erken jy het medisyne nodig nie. Jy sien, dis uiteindelik die waarheid van God se woord. Daar is sommige mense wat nie hemel toe sal gaan nie, en dit is die mense wat nie wil erken hulle is verlore nie. Ek onthou jare gelede, toe preek Dominee Henny Prinsloo oor Transwêreld Radio of Radio Kansel vandag, en hy vertel die verhaal dat hy gepreek het, dat alle mense in sondig ontvang en gebore is, en dat hulle nodig het om wedergebore te word. En daar is 2 reaksies op dit. Die een bel vir Dominee Henny en sê vir hom, Dominee, hoe durf jy vir my sê, ek is in sonde ontvang en gebore? Ek is nie soos die ander mense nie, dis wat ons in hierdie gedeelte vind. Ek is ook nie soos hierdie ou tollenaar nie. Hulle is die wat verlore is. Ek is nie 'n egbreker nie, ek is nie 'n rower nie. Op dieselfde boodskap bel 'n ander persoon om en sê, Dominee, ek het hierdie boodskap geluister op die pad, en toe ek gehoor het dat ek ook weer gebore moet word, dat ek ook verlore is, alhoewel ek 'n ouderling in die kerk is, toe trek ek net daar van die pad af. En ek maak my saak met God reg. En toe ek by die huis kom, toe vertel ek dit vir my kinders, dat hulle het ook nodig om weer gebore te word, want ons is verlore, ons is nie sommer maar net outomaties op pad hemel toe nie. En sy hele gesin daarom die kombuistafel, maak hulle saak met God reg, alhoewel hulle goeie kerkmense is. Jy sien, jy kan net gered word, as jy verstaan dat jy verlore is. Maar die volgende, en ons het reeds daarna verwys, is hulle wat nie in Jesus Christus glo nie. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God
bly op hom. Jy sien, hier is dit uiteindelik baie belangrik, my broeders en susters, dat ons moet sien, dat die oordeel van God is soos 'n bloedhond op iemand se spoor, wat nie in die Here Jesus Christus glo nie. Daardie sonde sal uiteindelik hom kniehalter en hy sal val en die oordeel van God sal hom oorrompel, as hy nie op daardie plek in sy lewe kom, wat hy dan uit sy verlore toestand opkyk na Jesus in die geloof, met belydenis van sonde en ongeregtigheid en met 'n bekering in die hart glo in Jesus Christus. God wil mense red, maar hy kan nie die een red wat nie in Jesus Christus glo nie. Dis die waarheid van God se woord, dat Jesus uiteindelik vir ons die anker en die middelpunt is, dat hy gekruisig is en gesterf het, uiteindelik opgestaan het uit die dood. Maar nou, my broeders en susters, mag ek jy net weer herinner aan die sigbare geloof. Dit is die geloof wat lewe het. Dit is die geloof wat God raak sien, wat gevul is met 'n daadwerklike bekering. Jy sien, want sommige mense sê mos, soos Jakobus 2 vers 19 en dan ook 17 sê, dat hulle glo, maar die duiwels glo ook. Maar die vraag is dit dooie geloof of is dit 'n werklike bekeringsgeloof wat in Christus Jesus is, wat breek met die wêreld, met die bande van die wêreld en sê, ek gaan Jesus volg en hom alleen, 'n waaragtige bekering tot God. Dit is die geloof wat hier ter sprake is. Dat 'n mens gered kan word, as jy werklik geloof in God het, nie net dit sê met 'n soort oortuiging in jou gemoed, dat jy glo ook maar dat Jesus gesterf het en opgestaan het nie, nee, dat dit jou hele lewe infiltreer. As jy waarlik geloof in God het, sal dit in elke faset van jou lewe inwerk, om uiteindelik die lewe te bring. Mag ek hierdie ou verhaaltjie ook net weer vir u vertel, uiteindelik, as ek nou hier na u toe kom, en my das sit nou so 'n bietjie skeef en my hare is nou deur mekaar en hier so oliestreep hier oor my kop. En ek sê vir u, ekskuus, u sal nou nie glo, ek is nou 15 minute laat en u sal nou nie glo wat met my gebeur het op pad hiernatoe nie. Op pad hiernatoe het ek my John Deere hoed aangetree en die venster is oop. En nou ry ek en hier kom een van daai groot vragmotors van voor af met die 18 wiele. En toe ek so ry, toe waai hy my hoed daar by die venster uit van my kop af. En ek is lief vir my John Deere hoed, want ek het hom by Nampo gekoop, en nou wil ek daar afdraai, en ek stop langs die pad, om my hoed te gaan kry wat nou in die middel van die pad is. En ek hardloop ek so gou vinnig om my hoed te gaan optel wat in die middel van die pad lê. En toe ek nou so in die middel van die pad my hoed vat en hom so weer opsit, toe ek so opkyk, toe kom daar weer een van daardie groot trokke. Maar hy is teen my en hy stamp my. Hy stamp my, hy ry bo oor my, laat ek daar lê, teen 'n boom, teen 'n paal, teen 'n muur, en daar lê ek. So ekskuus, dis hoekom ek 15 minute laat is. Sal u my glo? Nee, u sal my nie glo as my das net 'n bietjie skeef is en ek het 'n oliestreep oor my kop, my hare is 'n bietjie deurmekaar. So ekskuus, dis hoekom ek nou 15 minute laat is nie. U sal my nie glo nie. Daarom glo ek ook nie mense wat sê dat hulle die almagtige God van die hemel ontmoet het, maar hulle lewe het nie verander nie. Dis nie moontlik om kontak met God te maak, maar jou lewe bly dieselfde. Dan het jy nie hierdie geloof waarvan ons hier praat nie. Geloof wat jou hele lewe sal verander. Die volgende, nog iemand wat nie hemel toe gaan nie, is hy wat nie 'n eerlike oorgawe aan God maak nie. In Handelinge 8 vers 19 lees ons van 'n man, Simon die towenaar, en hy het gesê, gee my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande op lê, die Heilige Gees kan ontvang. Ons lees hier van 'n man wat gedoop is. Ons lees hier van 'n man wat 'n disipel geword het en saam met die ander disipels beweeg het. Ons lees hier van 'n man in Handelinge hoofstuk 8, wat uiteindelik die mag gesien het wat hulle het, en hy wou dit ook gehad het. En hy wou uiteindelik dit gekoop het met sy geld.
Jy sien, ons sien dat hy niks verstaan nie, en Petrus sê uiteindelik vir hom, mag jy en jou geld in die hel verderwe. Jy sien, want sy oorgawe was nie waarlik vir redding nie. Sy oorgawe was dat hy mag kon kry, dat hy aansien kon kry. Hy het ook nou maar dit gedoen, en jy weet, my broeders en susters, ons lewe vandag in 'n kultuur, waar dit nou mode is, om jouself ook 'n Christen te noem. Jy weet, as jou CD's nou nie so goed verkoop nie, dan maak jy nou net 'n gospel CD, of dan gaan sing jy nou net by Afrikaans is groot, ook bietjie geestelike lied, of hulle sal nou net Buffelsfontein Baardolie se brandewyn 'n applous gee, en daarna wil hulle afsluit met die Onse Vader. Jy weet, dit maak nie sin nie. Jy kry mense wat nou maar net vir aansien, nou staan hulle ook bekend as 'n Christen, en die kultuursterre en die musieksterre, hulle kan so mooi praat, maar oormôre dan hoor jy van die gruwelikste dinge wat hulle doen. Dis nie omdat hulle eerlike oorgawes aan God maak nie, maar net gesien wil word deur die mense. Om dalk nou maar net nog CD's te kan verkoop. My broeders en susters, daar's mense wat nie eerlike oorgawes maak nie. Hulle sit ook in dienste soos hierdie, hulle hoor die woord en hulle bereken die koste, dan dink hulle op die uiterlike, maar hier in hulle innerlike, bereken hulle die koste, dan besef hulle, dis eintlik te swaar, dis te veel, ek wil tog nou nie my lewe deurgaan, wat van al hierdie lekker dinge wat ek op uit gaan mis, en hulle maak nie 'n eerlike oorgawe voor God nie. As jy nie 'n eerlike oorgawe maak nie, kan God jou ook nie red nie. Want so dubbelhartige man, onbestendig in al sy wie, hy moet nie dink dat hy iets sal verkry. Al sit jy hier in die diens en jy bid tot God, maar jy weet as jy by daardie deur uitgaan, gaan jy nie met jou sonde breek nie. Want daar is dinge dalk in jou lewe wat nog te lekker is, wat nog vir jou te groot is, wat jy net nie kan sien om mee te breek nie. Dinge wat jou vashou en terughou, soos 'n ysterbal in jou voete vas is, en jy weet, jy maak nie eerlike oorgawes nie, want daar is nog dinge in die wêreld wat vir jou heeltemal te belangrik is. God wil jou red, maar hy kan jou nie red terwyl jy dubbelhartig is nie. Terwyl jy nie 'n eerlike oorgawe voor hom maak nie. Maar die voorlaaste is, ons het ook reeds daarna so vlugtig verwys, is hy wat die evangelie net kopkennis hou. Dis 'n soort mens wat die hemel nie sal beerwe nie. 2 Petrus 2 vers 20, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Hier is mense, ons lees in hierdie gedeelte, dat hulle die kennis ontvang het. Hulle het begeerlikhede van die wêreld ontvlug. Vir 'n tyd lank is hulle soos diegene wat die saad geval het, dit het dalk opgekom, maar dit is op rotsagtige gebiede, of dit is daar waar die voeltjies die saad gaan af en oppik wat op die harde plekke is, of dis daar tussen die dorings en die distels, daar waar uiteindelik die sorge van hierdie lewe verstrik. Ons lees hier, my broeders en susters, dat jy kry mense wat hulle die kennis, maar eintlik is hulle nog verlore. Hulle staan in Egipte en hulle kyk oorkant die Rooi See. Hulle sien hoe lyk dit om verlos te wees, maar hulle self staan nog in Egipte land. Hulle los sekere dingetjies, hulle ontvlug sekere dinge. Hulle besluit wel, hulle gaan ook nou nie meer hierdie dinge doen nie. Hulle begin nou die woordeskat van die kinders van die Here aanleer. Hulle praat ook nou van wedergeboorte en hulle praat ook van heiligmaking. Hulle leer al hierdie terme aan, maar eintlik as hulle eerlik is, dan is dit net hier in hulle kop. Dit het nog nooit afgesak tot in hulle hart nie. Dis uiteindelik vir hulle maar net kennis. En jy weet die probleem is veral binne die evangelies gereformeerde kerk, wanneer mense die evangelie hoor en hulle hoor dit en dit oorspoel en hulle raak later al hoe slimmer, maar dit het nog nie hulle harte verander nie. Dis 'n geweldige probleem dat mense 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het omdat dit eintlik alles net in hulle kop is.
Dit is soos die wetenskaplike wat na die blommetjie kyk met 'n vergrootglas. Hy leer alles van daardie blommetjie. Of dit is soos die skoenlapper wat op die blommetjie kom sit. Hy lyk so mooi en so fraai op die skoenlapper, maar die blommetjie beteken vir hom niks. Want dan kry jy die bytjie wat in die blommetjie ingaan en die nektar daar uithaal en heuning oplewer. My broeders en susters, daar's mense wat net na die saligheid kyk en dit bestudeer en van hierdie hoek en van daardie kant. Daar is die wat so mooi lyk binne die kerk, maar daar is min wat uiteindelik deur die noupoort loop en die smal weg bewandel. Die broeders en susters, as jy dit net kopkennis hou en jou lewe word nie verander nie, dan kan jy ook nie hemel toe gaan nie. Want God laat nie slim mense die hemel in nie. Hy laat diegene wat geloof in Christus Jesus het, hy laat die wat gewederbaar is op grond van die kruis en opstanding van Jesus deur die Heilige Gees gewerk, hy laat hulle toe. Daar is sommige mense wat gaan hoor, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Hulle het kennis, maar nie ken, aangename kennis. Nooit 'n ontmoeting met God gehad nie. Jy weet, dit is nie asof God dit nie moontlik gemaak het vir ons as mens nie. Romeine 3 vers 25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed, voorgestel, aangename kennis, voorgestel, in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof. Dat daar 'n oomblik van ontmoeting in jou hart sal wees, waar wedergeboorte kan plaasvind. Maar solank dit alles net hier binnekant is, en dit nie vir jou 'n lewenswerklikheid word nie, is jy ook nie gered nie. Moenie mislei word deur die duiwel, om te dink baie kennis van die Bybel maak jou salig nie. Dit is wanneer dit persoonlik word, proefondervindinglik, wanneer God jou red. Maar dan die laaste wat ek vir u wil noem, is hy wat sonder God sterf. Prediker 11 vers 3 sê, soos die boom val, so bly hy lê. Daar is mense wat in hierdie lewe nie hulle geleenthede vat nie. Daar is mense wat uitstel en afstel. Daar is mense wat kans op geleentheid kry, dat God met hulle praat, aan hulle hartse deure kom klop, geleenthede wanneer hulle die evangelie hoor, maar hulle verhard hulle harte teenoor God. Hulle sluit hulle binneste toe vir die lieflike evangelie wat wil binnendring, die ingeplante woord wat in staat is om hulle siele te red. Hulle hou dit buite, hulle weer dit af, hulle soek dit nie in hulle lewe nie. Daar is te veel pret en plesier wat hulle nog in hierdie lewe wil geniet en na die vlees wandel. Hulle soek hierdie dinge en daarom sê hulle, ag, eendag sal hulle. My broeders en susters, eendag mag te laat wees. Eendag is nie beloof nie. Vandag kan jou laaste dag wees, dit kan jou laaste uur wees, dit kan jou laaste geleentheid wees. Hoeveel mense het al in kerkdienste gesit en op pad huis toe gesterwe? Die laaste geleentheid wat God aan hulle gebied het, nie aangegryp het nie, en die werklikheid van God se woord is, daar is nie nog 'n kans na die dood nie. Hierdie lewe is gegee, waarin ons saak met God moet regmaak, en soos die mens bestem is om eenmal te sterwe, en daarna die oordeel, sê Hebreërs 9 vers 27. Dis die kans nou om gered te word, nou om aangegryp te word, om ook weergebore te word. U sien, Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is, want daar kom 'n dag wanneer God ver gaan wees, wanneer diegene wat buite Christus gesterf het, na die buitenste duisternis toe verdryf sal word. Daar is nie 'n vage vuur waar mense nou in bewaring gehou word, waar hulle uitgebid kan word nie. Soos die boom val, so bly hy lê. As jy ongered gesterf het, sal jy ongered opgewek word tot die oordeel en uiteindelik die poel van vuur binne gewerp word. My broeders en susters, 'n vrou sê by geleentheid, my God is 'n God van liefde en sal nie mense hel toe stuur nie. En sy's eintlik heeltemal reg. Haar God sal nie mense hel toe stuur nie, want haar God is 'n afgod.
Maar die God van die Bybel leer vir ons dat die liefde van God uitgegaan het tot die wêreld toe en wil mense versamel tot die ewige lewe. Maar as jy Christus verwerp, dan verwerp jy die ewige lewe. Dis nie so seer dat hy jou verwerp nie, dat hy jou in die hel werp nie. My broeders en susters, as jy nie Christus Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker nie, dan verdoem jy jouself tot die hel. Dis jouself wat jou ewige lot vasmaak vir die hel. Vir die oordeel van God. Want daar is redding vandag beskikbaar. Dis tot elke mens beskikbaar. 'n Geleentheid om gered te word, 'n kans, maar diegene wat sonder God sterf, se kans en geleentheid is verby. Soos die een man by geleentheid gesê het, ek sal my saak regmaak op my siekbed. Ek sal my saak regmaak my laaste dag op aarde. Die probleem is, jy weet nie wanneer jou laaste dag is nie. Daarom is dit nou die wel-aangename tyd. Nou is altyd die kans, nou is altyd die geleentheid om jou saak met God reg te maak. Hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Maar as jy by hierdie deure uitstap en jy weier om jou voor hom te verneder, jou tot hom te bekeer, en jy sal jou laaste asem uitblaas, dan is daar vir jou geen saligheid nie. My broeders en susters, hy wat op homself vertrou, kan nie hemel toe gaan nie. Hy wat nie deur die regte deur wil loop nie, kan nie hemel toe gaan nie. Hy wat sonder God sterf, kan nie hemel toe gaan nie. Hy wat nie in Christus Jesus glo nie, kan nie hemel toe gaan nie. Hy wat nie 'n eerlike oorgawe maak nie, kan nie hemel toe gaan nie. Hy wat die evangelie net kopkennis hou, kan nie hemel toe gaan nie. Hy wat nie wil erken hy is verlore nie, kan nie hemel toe gaan nie. Maar as hier iemand is wat een van hierdie 7 soorte mense is, dan beteken dit is nog nie vir jou vandag te laat nie. As jy vandag wil erken jy's verlore, dan kan God jou red. As jy vandag in die geloof opkyk na Jesus, nie meer op jouself vertrou nie, in hom alleen glo, dan kan God jou vandag red. Hy wil jou red. Sy arms is oop wat vandag nog sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Sy arms is vandag nog oop wat sê, kom almal wat dors het. Kom na die water, kom eet, kom drink, kom geniet. Hy nooi nou nog na die lewe en oorvloed van lewe, dat in jou ook 'n fontein kan opspring, wat sal opspring tot in die ewige lewe. Dis nou nog 'n kans, dis nou nog 'n geleentheid. God kan 'n mens red, wat voor hom kom kniel in die geloof, wat breek met sy sonde en ongeregtigheid. Hy kan iemand in hierdie diens ook red, wat vanoggend sê, Here, hier is ek. Wees my sondaar genadig. Hy kan jou vandag red. Is hier nie iemand wat vanoggend die kans wat God jou gee, wil gebruik nie? Moenie dat die kans by julle verbygaan nie. Moenie dat die geleentheid 'n verleentheid vir jou raak nie. Maar dat jy hierdie geleentheid sal gebruik, hierdie kans, om net vandag vir die Here te sê, Here, red my siel. Is hier nie iemand wat vandag sê, Here, ek wil graag hemel toe gaan. Ek is nie seker of ek die paspoort het. Ek is nie seker of ek een van die mense is wat hemel toe gaan nie. Wil jy nie vandag jou saak met God regmaak? Amen. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing, but all the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face
Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon to be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see